Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Jeremia 33 vers 3, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie weet nie. Wie het hierdie woorde gesê? God het. Nou wat dink jy is jou kans om telefonies met 'n president of eerste minister van 'n land te praat? Jou kans is 0. Tog, ongeag jou opvoeding, etniese agtergrond of finansiële status, kan jy met God praat en hy sal met jou terugpraat. En hy beloof nie net om jou te antwoord nie, maar om vir jou groot en magtige dinge te wys waarvan jy nie weet nie. Vir baie mense is die feit om nie te weet nie wat hulle bang maak. Maatskappye maak hulle deure toe en werkers word afgedank. Mediese ondersoeke wat net veronderstel is om roetine te wees, openbaar soms lewensgevaarlike uitdagings. Terrorisme bedreig lande se veiligheid. Maar ten spyte van alles wat rondom ons aangaan, sê God dat hy jou sal antwoord as jy hom aanroep. Nou God antwoord dalk nie altyd soos wat jy wil hê hy moet nie, maar hy antwoord altyd. Wanneer daar dinge is wat tussen jou en hom staan, of die versoek nie reg is nie, sê hy nee. Wanneer hy nog eers moet groei, sê hy wag. Wanneer die tyd nie reg is nie, sê hy nie nou nie. En wanneer die tyd reg is en alles is in lyn met sy doel vir jou lewe, sê hy ja. Baie Christene sê, ek is nie seker of God al ooit met my gepraat het nie. Wel, as jy 'n wedergebore Christen is, het hy ten minste al een keer met jou gepraat. Want die dag wat jy tot bekering gekom het, het jy gereageer op sy stem. En as hy een keer met jou gepraat het, sal hy weer met jou praat. Maar jy moet stil word en in sy woord kom. Jy moet met hom praat en dan stil word, dat die Heilige Gees met jou kan praat. Soms wag God voordat hy jou gebed verhoor, want hy's besig om aan beide kante te werk. Hy's besig om te werk aan dit waarvoor jy gebid het, en hy's besig om in jou te werk, om jou gereed te kry vir die antwoord. En soms neem die tweede langer as die eerste. Here, dankie vir die voorreg om na U toe te kan kom in gebed. Maak my sensitief vir U stem, sodat ek onder die leiding van die Heilige Gees sal bid, wanneer ek bid. In Jesus naam bid ek dit.